Goeienaand almal en baie dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand uitsending. Nou ja, hierdie maand, my maand is Shavuot maand. Die maand waarin ons die Pinkstergebeure, die uitstorting van die Heilige Gees gaan vier. Kom ons gesels nou oor die Heilige Gees wat in jou is. Wat beteken dit? Wat kan dit meebring in jou lewe? Jy weet, moedeloosheid is een van Satan se grootste wapens en hy weet presies wanneer om dit te gebruik. Hy wag totdat jy moeg is, swak en vatbaar is vir sy leuns en dan slaan hy toe en poog om jou emosioneel waardeloos, eensaam en doelloos en ook hulpeloos te laat voel. Hy wil hê jy moet voel dat jy niks waardevols in die lewe bereik het nie. Jy weet, daar is soveel druk en spanning wat ons elke dag moet aandurf en soms voel dit asof daar geen ander keuse is as om bloot net op te hou nie. Rekeninge moet betaal word, motorversekering, lewensversekering, huisbetalings, kredietkaarte, kredietware, klere, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En dit is maar net om 'n paar te noem. En dit alles lei uiteindelik tot fisiese uitputting. Want al hierdie dinge wat jou emosioneel moeg maak, emosioneel afdruk na die grond toe, lei werklik tot fisiese uitputting ook. Daardie gevoel, niks werk meer nie, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Jy weet, ons sterflike liggame het eenvoudig beperkings en daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. En hierdie beperkings is een van die redes waarom ons fisies moeg raak. Dit is juis in oomblikke soos hierdie, wanneer ons ekstra krag nodig het om aan te hou, om aan te gaan. En daarom beloof die Here ons, daar in Romeine 8 vers 12, hy sê, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy, dit is nou God, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Nou hierdie uitdrukking lewend maak in Grieks beteken om dit wat dood is, lewendig te maak. Dit skep daardie idee van om te herleef, om jonk te maak deur met nuwe lewe te verfris. En luister 'n bietjie wat sê die woord in Psalm 103 vers 2 tot 5. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. En dan Jesaja 40 vanaf vers 29. Die Here gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jy weet, die Heilige Gees sal jou vul met bonatuurlike krag. Hy sal jou menswees verfris met 'n golf van bonatuurlike lewe. Hy sal jou vul met krag om op te staan en weer aan te gaan in die lewe. Maar nou die vraag, hoe kan jy hierdie bonatuurlike krag en verfrissing van die Here ontvang? Eerstens, glo in jouself en glo ook in die vermoë wat die Here jou gegee het. En dan tweedens, vernuwe jouself in die woord van die Here elke dag. En dan derdens, maak dit 'n gewoonte om voortdurend met die Here te praat. En dan, die uiteinde daarvan, Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ag Here, dankie vir elkeen van ons is U vandag Yahweh Shammah, die Here wat met ons is. Dankie daarvoor, Here, dankie daarvoor. Amen.